U kinders luister. Amen. Psalm 118 vers 1, die opskrifie is die Here doen kragtige dade. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Israel moet getuig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die huis van Aaron moet getuig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die wat die Here dien, moet getuig, aan sy liefde is daar geen einde nie. In my nood het ek na die Here geroep. Die Here het my gebed verhoor en my bevry. Die Here is by my. Ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Die Here is by my. Hy help my. Ek sal neerkyk op die wat my haat. Om by die Here te skuil is beter as om op mense te vertrou. Om by die Here te skuil is beter as om op hoë mense te vertrou. Nasies het van alle kante af op my afgestorm. In die naam van die Here het ek hul aanval afgeslaan. Hulle het my omsingel, my van alle kante bestorm. In die naam van die Here het ek hul aanval afgeslaan. Hulle het soos bye om my gepak, maar hulle het verdwyn soos doringtakke in 'n vuur. In die naam van die Here het ek hul aanval afgeslaan. My vyande wil my platloop en my ondergang bewerk, maar die Here het my gehelp. Die Here is my krag en my beskerming. Dit is hy wat my gered het. Hoor die gejuig in die laar van die oorwinnaars. Die Here doen kragtige dade. Die Here triomfeer. Die Here doen kragtige dade. Ek sal nie sterwe nie, ek sal lewe en van die dade van die Here getuig. Die Here het my swaar gekastei, maar my nie aan die dood oorgegee nie. Maak die tempelpoort vir my oop, ek wil ingaan en die Here loof. Dit is die poort na die Here toe, regverdiges mag daardeur ingaan. Ek wil U loof, omdat U my gebed verhoor en my gered het. Die klip wat deur die bouers afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en is 'n wonder in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Red tog, Here. Gee tog voorspoed, Here. Prys hom wat in die naam van die Here kom. Ons seën julle uit die huis van die Here. Die Here is God, hy skenk ons die lewe. Begin die fees, wuif met die takke, gaan tot by die horings van die altaar. U is my God, ek wil U loof. My God, U grootheid wil ek besing. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Is dit nie 'n pragtige psalm nie? Dit was Martin Luther se gunsteling psalm. So bietjie van die kerkgeskiedenis. Martin Luther was die Rooms-Katolieke priester, 'n monnik, wat die groot hervorming in die Rooms-Katolieke kerk teweeggebring het. En as gevolg van sy hervormingsaksies en protes, is hy uit die kerk geban. Het sy vriende en familie en die kerk hulle rug op hom gedraai. Is daar self op 'n stadium 'n losprys op sy kop gesit en is hy gejag om doodgemaak te word. En dan kan ek myself insien hoe Martin Luther hierdie psalm kon lees en dit vir hom 'n ongelooflike troos en bemoediging kon wees. Die psalm was deel van 'n liedereskat vir die volk van Israel, wat hulle gebruik het as deel van hulle liturgie by 'n fees waar hulle in Jerusalem bymekaar gekom het. En dan is hierdie lied tydens die viering van die fees voor die ingang van die tempel en in die tempel self nie net gesing nie, maar as te ware opgevoer. Julle hoor in die psalm is daar telkens amper soos
aanduidings wat sê, maar nou moet julle dit doen, en nou moet julle dit doen. Dit was die priester wat die liturgie gelei het, en die volk wat daaraan meegedoen het. En dan die hoogtepunt was, waar hulle in die tempel was, en dan rondom die altaar, julle het gehoor wat ons gelees het van die altaar met die 4 horings, dan ook geloop het, terwyl hulle takke gewaai het. Die eerste 4 verse van hierdie psalm roep die volk en die afstammeling van Aaron, in ander woorde die priesters, en almal wat in die Here glo en hom dien, tot lof en aanbidding. Dit is 'n oproep om die Here te erken vir sy eindelose liefde. Dis nie net 'n lied nie, maar dis ook 'n getuienis van die volk, van die karakter van hierdie God, wat hulle so aanbid. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Nou wat is dit wat hierdie getuienis inspireer? In die volgende paar verse, tot by vers 21, gee die psalmdigter dan 'n klomp redes vir hierdie uitbundige lofsang van hom. Hy sê, die Here is by my. En uit sy ervaring van die Here se teenwoordigheid by hom, kom hy agter dat hy nie meer bang is nie. Dat sy vrese verdwyn, sy vrees vir die omstandighede waarin hy leef, sy vrees vir ook mense wat hom haat, mense wat hom vyandig gesind is, hy is nie meer bang nie. Hy is gerusgesteld, want God is by hom. En dan sê hy ook, die Here is my skuilplek. Hiermee getuig hy dat hy bewustelik die Here se teenwoordigheid gaan opsoek. 'n Skuilplek is tog nie iets wat na jou toe kom nie, 'n skuilplek is iets waartoe jy gaan. Hy soek die Here op om by hom skuiling te vind. En dan sê hy dat die skuiling wat hy by God vind, is soveel beter as enige ander skuiling wat hierdie wêreld bied. Dat dit is beter as na enige mens waartoe hy kan gaan om te vra vir beskerming. En dan beklemtoon hy dit, dis beter as om jou skuiling te gaan soek by enige hoë mense. Wat hy daarmee bedoel is mense wat mag het, mense wat in magsposisies is, konings, keisers, prinse. Nie eers hulle kan vir hom die skuiling bied wat die Here vir hom gee nie. Hy vertel van sy vyande wat hom aangeval het, wat hom omsingel het en gedreig het om hom te oorweldig, en dan telkens herhaal hy in die naam van die Here, het hy hulle aanvalle afgeweer. Daar in die Here se teenwoordigheid, daar by die Here waar hy geskuil het. En dan in vers 21, hierdie een kort sinnetjie, maar 'n kragtige getuienis. Die Here het my gebed verhoor. Hierdie digter het ervaar dat in hierdie tye wat hy bang en bekommerd was, wat hy omsingel was deur sy vyande, wanneer omstandighede om bo sy eie vermoë uitgedaag het, hy tot die Here kon roep, en die Here het hom geantwoord. Die Here het geluister. Vers 22 skryf die digter, die klip wat deur die bouers afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. In ander woorde, dat diegene of die persoon wat ander op neergekyk het, wat ander minderwaardig geag het, gedink het, hy is nie belangrik nie, hy maak nie saak nie, hy beteken nie veel nie. Die klip, die persoon, die groep mense het God uitgekies en opgetel en vir hulle aansien en eer gegee. Nou binne die konteks waarin hierdie psalm geskryf is en die eerste mense wat hierdie lied gesing het, was die klip natuurlik die volk Israel self.
Hulle het hulle self gesien as die klip, wat die volke rondom hulle op neergekyk het. Maar die volk Israel het ook geweet dat God het vir hulle gekies, en uit niks het hy hulle opgehef, en vir hulle ereposisie gegee. Hulle is die nageslag van Abraham, Isak en Jakob, met wie God die verbond aangegaan het, en gesê het, julle sal tot seën van al die volke wees. Maar as ons nou vandag hier sit, en ons lees hierdie woorde, van hierdie klip, wat die bouers afgekeer is, dan wil mens amper 'n bietjie hoendervleis kry, want dit herinner ons aan iets anders. Dit herinner ons aan 'n persoon wat geleef het en wat mense gespot het en geslaan het, op gespoeg het, wat mense verwerp het en uiteindelik in 'n kruis vasgespijker is. Die mees uiterste teken van verwerping. En dan weet ons, hy was die verlosser. Hy is die een wat uitgekies is. En dan weer klink hierdie woorde in hierdie Psalm 118 as profetiese woorde wat in hierdie psalmdigter se mond gelê is. En in 1 Petrus 2 haal Petrus hierdie woorde aan, vers 4. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur mense afgekeer is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde. Die klip wat deur die bouers afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Liewe vriende, dit was die uitkoms van God se eindelose liefde. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hierdie liefde word aan ons geopenbaar wanneer God deur sy seun Jesus Christus mens word en onder ons kom woon. God is liefde. Dan in vers 22 en verder is daar weer 'n oproep tot lof, waar die volk en almal opgeroep word om die Here te kom loof en prys. In Psalm 25 staan prys hom wat in die naam van die Here kom. En weer eens ervaar ons dit as profetiese woorde, want ons hoor daai presiese selfde woorde echo, die dag as Jesus op die rug van 'n donkie in Jerusalem ingery word, en mense palmtakke swaai, en sê, prys die koning, prys hom wat in die naam van die Here kom. En dan eindig hierdie Psalm se laaste vers met dieselfde woorde as waarmee hy begin het. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Ons lees hierdie Psalm vandag, en dis nie net 'n oproep vir lof vir die volk Israel nie, dis ook vir ons wat vandag hier sit, 'n oproep om die Here te loof en te prys. Maar waarvoor sal ons die Here vandag loof en prys? Waaroor en vir watter rede sou ons kon getuig van God se liefde waaraan daar geen einde is nie? En dan is ons redes maar baie dieselfde as die van die volk Israel in die tyd wat die Psalm geskryf is. God is nog steeds die God wat teenwoordig is. Nou soveel te meer deur Jesus wat na die aarde toe gekom het en homself geopenbaar het as
Immanuel, God by ons. En sy Heilige Gees oor ons uitgestort het, dat inderdaad elke oomblik, elke dag, elke asemteug God by ons is. En God is nog steeds ons skuiling. Hier sit baie van julle vandag wat mooi stories sal kan vertel van tye van nood, ellende, van kommer, wat julle toevlug, julle skuiling gaan soek het by God en by hom julle vrede gevind het. En die Here antwoord nog steeds ons gebede. Ons wat vandag hier sit, het eintlik soveel meer rede om die Here te loof en te prys as wat die ou Israeliete gehad het. Ons het baie meer rede om te sing oor God se eindelose liefde as die Israeliete, want ons het sy liefde gesien in Jesus. Die ou Israeliete het gesing oor 'n hoop, 'n vae toekomsverwagting van die Messias wat nog moes kom en die verlossing wat vir hulle in die toekoms sou aanbreek. Ons wat vandag hier sit, ons weet die Messias het gekom. Jesus het gesterf, hy het opgestaan, hy het die dood oorwin. Ons sonde is vergewe en vir ons verlossing bewerk en vir ons die ewige lewe behaal. Wat vir die Israeliete wat die eerste keer hierdie lied gesing het, net 'n droom was, is vir ons geskiedenis. Dit is vir ons 'n werklikheid waarmee ons elke dag leef. Ek wil graag vir julle die storie vanoggend van Vader Kolbe vertel. Tydens die Tweede Wêreldoorlog was daar 2 konsentrasiekampe in Pole, Auschwitz en Treblinka, waarin meer as 2 miljoen Jode doodgemaak is. Daar word afgryslike en hartseer stories vertel oor daardie dae. Maar daar is ook verhale wat getuig van geloof en hoop. En een so verhaal is opgeteken deur Elie Wiesel oor 'n Vader Kolbe. En ek wil graag vir julle hierdie verhaal voorlees en julle is welkom om terwyl ek dit voorlees julle oë toe te maak en julle self hierdie verhaal voor julle te sien afspeel. Op 1 September 1939 het Hitler en sy Duitse troepe Pole ingeval. In die dorpie Neapolo-Kolonov het Vader Kolbe elke dag met liefde na sy gemeente omgesien. Maar in sy hart het die bekommernis oor Hitler en sy nasies se bose planne daagliks gegroei. Nie verniet nie. In Februarie 1941 het die Poolse versetbeweging hom gewaarsku dat die Gestapo op sy spoor was. In die oë van Hitler was die enigste rol van 'n Poolse priester om die mense met godsdienste op hulle plek onnosel en oningelig te hou. Met kerkleiers wat 'n ander siening van geloof gehad het, moes daar 'n plan meegemaak word. Kolbe was een van die laasgenoemde en op 17 Februarie het die plan met hom in werking getree. Hy is gearresteer. Na verskeie maande in 'n gewone tronk is hy in Mei 1941 na die gevreesde Auschwitz konsentrasiekamp oorgeplaas. Hy het deel gemaak van 'n span wat afgekapte bome met hulle hande moes vervoer. Jare van te min eet en te veel werk het die skraal priestertjie se kragtige tap. En reeds op die 3de dag het hy onder die swaar vrag ineengestort. Onder die wagte se skoppe en sweepslae het hy daar bly lê, skynbaar dood. 'n Dapper kameraad het hom kom optel en Kolbe het in die kamphospitaal ingekom tussen 'n klomp ander half dood van uitputting werkers. Dikwels is die wat ongeskik was vir werk onmiddellik geëlimineer.
Maar die SS-offisier wat sulke teregstellings moes hanteer, het spottend opgemerk. Dis nie eens die moeite werd om 'n koel of 'n bietjie gas op die priestertjie te mors nie. Hy sal binne 'n week in elk geval dood wees. Maar Kolbe het wonderbaarlik oorleef en is oorgeplaas na seksie 14, waar die gebly het wat vir hulle straf op halfrantsoene aan die lewe moes probeer bly. Hier het die skraal priestertjie sy medegevangenes uit die woord getroos en bemoedig gedurende die lang nagte wanneer hulle van die honger nie kon slaap nie. Intussen het die Nazi moordmasjien flink gefunksioneer. In Auschwitz het die skoorstene van die 5 krematoriums nooit ophou rook nie. Elke 24 uur is ongeveer 8000 Jode vergas en verbrand. Een nag in Julie 1941 kom die inwoners van seksie 14 hoor dat daar buite iets buitengewoon aan die gang was. 'n geroep, 'n gevloek, die geblaf van honde en die gebrul van motorfietsse. Die volgende môre, toe die armsalige groepie op die paradegrond aantree, was die rede duidelik. Een van hulle makkers het ontsnap en die wagte kon hom nie kry nie. Almal het geweet wat dit beteken. Maar die inwoners van seksie 14 moes eers die volle dag lank in die son op aandag staan, voor hulle sou hoor watter 10 van hulle, soos die reël was, in die ontsnapte se plek moes sterf. As les vir julle ander, bulder kampkommandant Fritz, sal die 10 wat ek aanwys, 'n hongerdood in die doodsbunker moet sterf. 'n Koel in die kop of 'n lus om die nek, self 'n paar monde vol gas, is 'n te maklike dood vir julle. Julle wou mos nie julle maat se ontsnappingsplanne aan ons bekend maak nie. Die manne van seksie 14 het op 'n asemhaal, want die doodsbunker was erger as enigiets anders. Die dood het stadig en verskriklik gekom. Want nie net kos is van die veroordeeldes weerhou nie, maar ook water. Soos altyd was die Nazis dodelik prakties metodies. Fritz het op en af tussen die lang rye gestap en elke gevangene van voor en van agter besigtig, in almal se monde en ore gekyk, en toe het hy sy keuse gemaak. Elke ongelukkige se kampnommer ingebrand op sy voorarm, is pynlik netjies in 'n reuse legger opgeskryf deur Fritz se assistent. Die meeste veroordeeldes het niks meer gehad om te sê nie. Maar een man het luidkeels gekerm. My arme vrou, sy is ook hier en sy sal weet, my dood sal haar breek. Sy sal nie langer aan die lewe kan vlaskou nie. Ag, laat my gaan, asseblief, laat my gaan. Fritz het in sy gesig gelag. Terwyl die 10 mans hulle skoene uittrek, want dit was deel van die ritueel dat gevangenes skaalvoet na hulle dood moes loop, is daar skielike opskudding tussen die gevangenes wat in die rye oorgebly het. 'n Skraal man beer vorentoe en dring daarop aan om met die kommandant te praat. Ongehoord dat 'n Poolse vark met 'n Duitse offisier mag praat. Genoeg rede vir onbliklike teregstelling. Maar Fritz word half onkant gevang en draai tog om te luister. Voor hom staan Vader Kolbe, gevangene 1667. 'n Vaal en vertoeiende mannetjie. Voor Fritz hom kan keer, praat Kolbe. Hy weet baie goed dat 'n Duitse bevel nooit omgekeer mag word nie. En daarom mag dit nie klink asof hy dit vra nie. Maar Duitsers val altyd vir funksionaliteit, praktiese oorwegings. Ek is 'n ou man, kommandant, begin hy dus. En soos u kan sien, is my kragte so min, dat ek niks meer vir die ryks in terme van handearbeid kan beteken nie. Maar gevangene 5659 is baie sterker as ek. En hy wys in die rigting van die veroordeelde man wat oor sy vrou gehuil het. Ek bied aan om in sy plek te sterf.
Toe knik Fritz sy kop. En nommer 5659 word netjies doodgetrek om plek te maak vir 16670. Terwyl Vader Kolbe sy skoene uittrek en saam met die 9 ander veroordeeldes na die doodsbanker loop, kyk hy vlugtig op, vas in die oë van gevangene 5659. Op die vrygestelde gesig was 'n uitdrukking van soveel oorstelpte verbasing, dat dit nog nie omgesit is in dankbaarheid nie. Nadat die 10 mans in die donker ondergrondse sel verdwyn het, het daar 'n vreemde stilte in die Auschwitz-kamp neergedaal. En in plaas van die gebruikelike gille en pleitroepe uit daardie plek van stadige marteling, was daar ook in die doodsbanker stilte. In die dae wat gevolg het, was daar ook nie die gewone stampe teen die dakke en mure, die onmenslike geskreeu na water en kos en die skerp klanke van wagte se vloeke nie. Maar die wat fyn geluister het, kon die dowwe klank van sang uitmaak. Hierdie keer het die sterwendes 'n herder by hulle gehad, iemand wat hulle saggies deur die dal van doodskade weer kon begelei. Met die boodskap dat die groot herder by hulle is en aan die ander kant vir hulle wag. Moontlik is dit die rede waarom Vader Kolbe die laaste van die 10 was om te sterf. Liewe vriende, vir Vader Kolbe was God se eindelose liefde, het dit gestrek tot in daardie donker doodsbanker in die konsentrasiekamp. Vir hom was God se eindelose liefde die voorbeeld wat Here Jesus gestel het, toe hy sy lewe geoffer het in plek van ander. En het dit vir hom die moed gegee om ook sy lewe te offer in die plek van 'n ander. Dit was eindelose liefde wat Vader Kolbe die krag en die moed en die inspirasie gegee het om sy medegevangenes te bemoedig en te troos op hulle sterwenspad. Wat beteken God se eindelose liefde vandag vir my persoonlik? Wel, eerstens dat Jesus in my plek gesterf het. Wanneer ek daarin dink en ek besef hoeveel sonde ek doen, hoeveel foute ek maak, liewe vriende, dan kan ek nie anderste as om net dankie, dankie, dankie Here te sê nie. En om te weet dat danksy God se eindelose liefde en Jesus se offer aan die kruis, ek niks vandag kan doen. Geen fout of oortreding of sonde wat kan maak dat God my een titseltjie minder lief het as wat hy my reeds lief het nie. God, weet ek, het uit eindelose liefde my vergewe vir alles wat ek verkeerd gedoen het. En hy vergewe my nog steeds, en hy gaan my aanhou vergewe vir alles wat ek nog verkeerd gaan doen. En daai wete maak dit vir my baie maklik om ander te vergewe, wanneer ander my te nakom. En soms, wanneer ek onseker oor myself begin raak, wanneer ek begin twyfel of my geloof sterk genoeg is, wanneer ek begin wonder, het die Here 'n doel of 'n plan met my? Is ek waar ek moet wees? Doen ek wat ek moet doen? In my twyfel bly God se liefde konstant en kom verseker hy my van sy leiding, sy teenwoordigheid. En wanneer ek deur moeilike tye gaan, of wanneer versoeking kom, wanneer teenspoed of aanvalle kom, dan in God se liefde, sy eindelose liefde, vind ek weer 'n stuk rustigheid en vrede.
So glo ek is dit ook vir julle. Wanneer teëspoed oor jou pad kom, wanneer jou kantoor afbrand, of wanneer iemand jou bankrekening leegtref, of wanneer jy jou werk verloor, of wanneer iemand in jou familie siek raak, dan raak 'n ou weer bewus van God se eindelose liefde. Die liefde wat nie net vir jou vandag dra nie, maar sy liefde wat jou dra vir altyd en ewig tot oor die grense van die dood in die ewigheid in. Mag ook jy vandag besef dat God se liefde vir jou eindeloos is. Mag sy liefde vir jou tot troos wees wanneer jy hartseer is. En mag sy eindelose liefde vir jou tot krag wees wanneer die moeilikheid kom. Sodat ook jy kan loof en prys en sing en getuig. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Amen. Hemelse Vader, al wat ons vanoggend kan doen, is U loof en prys. Woorde om dankie te sê is nie genoeg nie. Heer, die liedere waarmee ons U lof besing en U naam groot maak is nie genoeg nie. Ons kan maar net voor U kom kniel en onsself as 'n offer vir U bring. En vra Here dat U in ons harte moet kyk, diep kyk en sien van 'n dankbaarheid wat daar leef, wat nie in woorde omgesit kan word nie. U eindelose liefde het ons gebring waar ons vandag is. En die eindelose liefde sal ons dra. Dankie Here, ons loof en prys U. Aan U liefde is daar geen einde nie.